En die babietjies. Ek kan net my kop op mekaar, dit is dan Linda en Liam. As ek nou nog helemaal by jou. Lekker om in die kerk te wees, mag die Here vir ons vanoggend hier ontmoet, mag hy vir ons deur sy woord voed en deur die sakrament. Die sakrament is 'n soort sigbare woordverkondiging, waarin 'n mens kan sien wat die Here doen. Mag hy dit ook vanoggend vir ons almal kom ons woord. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Amen. Met van die Here genade, vrede en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Ons gaan nou in ons harte die Here loof met Psalm 100 en in die woorde daar op die skerm sit en dan gaan daarmee vir ons een verwerking van, of hoe jy gesê, een verwerking van Psalm 100 speel. So kom ons kyk na die woorde en ons juig in ons harte staan. Wanneer mense die Here se teenwoordigheid is, vra mens, maar telkens weer, vra dit van ons om na onsself te kyk, hoe ons voor die Here leef. Dus kom ons elke Sondag weer na die wet luister, as die rigsnoer vir ons lewe. Ek lees hoe die Here Jesus daaroor gepraat het in Matteus 22. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom, die een van hulle in wet geleer het om met 'n vraag probeer vastrek. Meneer vra, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Die liefde vir God en die liefde vir die naaste kan ons uit mekaar haal. En dit is so skakels in 'n ketting. As die een breek, dan breek die ander een op. So kom ons word stil en dan praat ons met die Here oor ons lewe in die week. Dink 'n bietjie terug in die week. Het God 'n plek in jou lewe gehad in hierdie week wat jy moes volgende gegee het? Hoe het jy met jou naaste saamgeloop? Die mense wat oor jou pad kom, die mense wat deel van jou lewe is, het jy dit gehad met die daad in hierdie week? Tot tyd gegee dat ons stil word en met die Here daaroor praat.
waarin God al sy gawes tot sy kinders in beskikking stel, by die doop, bevestig God aan ons, dat ons en ons kinders in die Nuwe Testament ingesluit is. Dit beteken, dat hy ons Vader is, dat ons liefhet en vir ons sorg, en dat Jesus Christus ons verlosser is. Weet wat kyk julle? Dat ek het verkeerd kom. Ekskuus julle. Verseker hierdie doop dat God ons God is. Dis eintlik waaroor dit gaan. God kom sê in die doop vir ons dat hy ook jou kind se God is. En dit is fantasties. Nee, hulle weet ook niks, hulle verstaan ook niks, hulle kan ook nie glo nie, maar God sê nou al vir hulle. Hy sê ek is jou Vader wat jou liefhet, jou wil soek. Hy sê Jesus Christus is ook Lia en Nina se verlosser. En dat die Heilige Gees nou al in hulle woon, of hulle nuwe mense te maak en hulle te wat die doop vir ons wil sê, is God wag nie tot ons gereed is en dan sê, okay, nou kan jy kom en dan gaan ek nou vir jou doop. God kom wanneer jy nog niks verstaan. En hy sê, ek is jou God. Vat jou vir my rekening en ek merk jou steek van myne dat jy nooit kan verstaan. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore is veroorsaak dat ons die dood verdien. Maar Jesus het die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf, en daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, op verstaan hulle niks hiervan. Die kinders van die doop kan maklik verkeerd verstaan word, dis nie 'n mooi gewoonte wat ons terwille van ander mense onderhou nie, dis ook meer buitengelowige handeling, waar dit ons die gevaar van die ongeluk beskerm word, en dis ook meer geleentheid om waar die kinders hulle name kry. Gaan by die doop oor God, wat hom met sy liefde aan mense verbind. Ek wil nog vra dat Lia en Nina ingebring, voor het gebring word, dat julle die vraag van die volgende jaar. Skrifte dit verwoord word as die ware en volkomme leer van verlossing en belowing
julle gaan deel hê aan die doop. Julle bring hom nader kom hoor. Lea, mens, doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Here, ons is elke slag oorweldig deur die liefde, deur die genade, deur die opstelling, deur dat U hierdie twee ou klein dogtertjies liefhet. Here, dat al verstaan hulle nog niks, U ook vir hulle aan die kruis betaal het. Heilige Gees, ons bid dat U deur U groot genade ook in hulle lewe sal werk, die geloof in hulle harte sal groei, dat hulle sal groot word as gelukkige kinders en gelukkige vroue wat vir U met hart en siel dien. Bid vir hulle ouers, Here, wat vandag hier beloof dat hulle hierdie twee kinders vir U sal groot maak. Seën hulle daarmee. Seën die belofte wat hulle afgelê het in hulle self, Here, gee vir hulle die genade en die toerusting om dit elke dag te doen. Ook vir die boeties en sissies wat deel van die gesinne is, wil U vir hulle ook seën. Here, ons dankie dat die oupas en die oumas hier kan wees om te deel in die vreugde en in die verwondering. Ons speel dat hulle ook 'n groot rol speel, Here, in die geloofsvorming van hulle kleinkinders en wil U ook vir hulle seën elke dag. Ons dankie, Here, dat ons deel kan wees van U familie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle moet nog die gaste deel van ons geluk sê. Ek sien is nog dat my ons moet teken hoor. Ek moet nog die boek soos op teken, maar die sê personaal. Nina Vrijdag, ja. Soos van kersie en die Bijbel. Baie geluk vir julle werk. Hierdie sal so laat van my afslag ek die goed geteken. Baie geluk vir julle. Die van dit van. Julle baie geluk. Mag die Here vir julle seën. Baie geluk. Ja, baie geluk.
ons die woord hoor. En ook dit wat U daardeur vir ons wil sê. Seën ons, Here, deur die werk van die Gees. Waarna het jy die kamera weer terug, dankie. Ek het besluit om nie, dit is 'n langerige hoofstuk, so ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie. Maar ek het 'n videoetjie gemaak wat die hoofstuk vertel. Dit is nou meer vir ons kinders, maar ons groot mense kan ook maar luister, want sonder die video gaan jy ook nou nie die hele draad van die hoofstuk kry, so waarna sit vir ons aan as dit. Josef is nou al lank in die tronk, en dis nou al 2 jaar na die skipper en wakker in die tronk is, en toe droom Farao 'n baie vreemde droom daai nag. En hy wonder, wat beteken die drome wat hy nou gehad het, en hy roep al die slim mense in die land by mekaar, en hy sê, hulle moet hom vertel wat sy drome beteken, maar hulle het nie 'n idee gehad wat die drome beteken. Toe eers onthou die skinker van die ouetjie daar in die tronk wat vir hom sy droom uitgelê 2 jaar gelede, en hy vertel vir die Farao van Josef wat vir hom sy drome uitgelê het, en die Farao toe dadelik vir Josef in die tronk laat kom en vir hom sy droom vertel. Die Farao het 'n snaakse droom gehad. Hy droom daar 7 mooi vet koeie, lekker vet en gesonde koeie. Maar hy sien daar's nog 7 koeie wat so maar is, net vel en been, en hulle vreet die vet koeie op, maar die koeie bly net so maar. Toe droom hy nog 'n droom, hy droom van mooi koring op die land, 7 groot are, mooi are, en toe daar kom 7 maar are, en hulle vreet die vet are op, maar hulle bly net so skraal en droog en dor. Toe sê Josef vir die Farao, die 7 vet koeie en die 7 vet are is een en dieselfde ding, dit is 7 jaar. Daar gaan 7 jaar van oorvloed kom, daar gaan baie reën wees, die lande gaan vol kos wees, soveel dat hulle dit nie alles kan oploop nie, maar daarna kom daar 7 jare van droogte. Verskriklik droogte. Kos gaan weg wees, en almal gaan honger ly, dit gaan 'n geweldige hongersnood wees, totdat daar later niks meer is. En die mense sal kos soek, vreeslik. Toe sê Josef vir die Farao, God het vir hom gewaarsku vooraf dat dit kan gebeur, sodat hy voorberei kan wees, en hy moet sake agter mekaar kry, dat hulle die tye waar daar oorvloed is van die ekstra kos gaan beërf in die jare waar daar nie genoeg kos gaan wees. En toe sê Farao, maar ek dink jy wat Josef is die man wat hierdie werk vir my doen. Jy gaan die hele ding organiseer, en hy maak toe vir Josef net daar, die onderkoning, tweede belangrikste man in die hele Egipte. Hy gee vir hom 'n pragtige mooi strydwagen, dis maar op die ryk mense daai tyd gery het. En Josef het deur die land gegaan, en oral waar hy gaan, moes die mense neerval en voor hom by. En die koning het toe nog vir hom 'n baie mooi vrou opgegee, met die naam Asenat. So die Here gesorg dat Josef uit die tronk kan kom, en hy die hele land kon help, en kos hê, en tyd, die dit droog was. Ek wil 'n paar verse lees uit hierdie hoofstuk hier van vers 53. Na die 7 jaar voorspoed in Egipte het die 7 jaar hongersnood begin. En so het Josef dit destyds aangekondig, en al die lande was daar hongersnood. Maar in die hele Egipte was daar kos. Want toe die hongersnood Egipte tref en die mense vir die Farao kos vra, het hy vir al die Egiptenaars gesê, gaan na Josef toe en doen wat hy sê. Oor die hele wêreld was daar
hongersnood, en toe dit straf word in Egipte, het Josef die graanskure oopgesluit, en wat daarin was aan die Egiptenaars begin verkoop. En toe die hongersnood straf word in die ander lande, het die mense van die hele wêreld Egipte toe gekom, om koring te koop, by Josef. Dit is die woord van die Here. Lees vir die laaste versie. Toe die hongersnood straf word in die ander lande, het die mense van die hele wêreld Egipte toe gekom om koring te koop by Josef. Een van God se karaktertrekke, kan ons maar sê, wat my dikwels verbaas laat staan, is God se genade en sy goedheid vir alle mense. Die Jesus het self op die stadium gesê, God laat sy son opkom oor slegtes en goeies. Hy laat reën oor die wat reg doen en die wat verkeerd doen. God se seëninge hou hy nie net vir sy kinders nie, maar vir alle mense. Ons lees op elke bladsy van die Bybel. Dit is hoekom God mense sy spesiale familie maak. Want God werk deur mense om sy goedheid by ander te laat uitkom. Hy gebruik mense om vir ander tot seën te wees. Dis hoekom hy vir Abraham roep en hy sy roepingsbelofte aan Abraham is, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot seën wees, sê hy. En jou sal al die geslag van die aarde geseën word. So God werk deur mense as hy sy seën by ander wil hê. Dis ook die hele punt van die doop vanoggend, om te sê, julle wat die ouers van hierdie kinders is, God wil sy seën by julle kinders laat uitkom. En hy wil vir julle gebruik om dit te laat gebeur. Dit is so maklik om altyd daaroor jou te verwonder en net baie mense gevoel. Maar God is intensief. As jy sien God is goed vir iemand wat dit volgens jou glad nie verdien nie. Ek het al onlangs daarvan daarna verwys, maar gaan lees Christus Psalm 73 waar Asaf sê, God is vir die hele wêreld baie goed, maar God is baie goed, maar ek het dan begin twyfel toe ek die voorspoed van die goddelose sien. Mense wat jy dan nie die seën van die Here verdien nie, dan sorg God en is dit vir hulle ook goed. Maar dit is God se hart om vir mense goed te wees. En Josef was deel van hierdie plan van God om sy goedheid en sy guns, sy seëning by ander uit te bring. Dit loop soos 'n goue draad reg deur die Josef verhaal. Waar Josef ook al gekom het, begin dit goed gaan. Net toe Josef daar in Potifar is, toe gaan dit goed in Potifar is. Toe Josef daar in die tronk is, toe gaan dit goed in die tronk. En nou dat Josef uitkom uit die tronk uit, gaan dit goed in Egipte. God se seëninge spoel weer Josef om by ander mense uit te kom. Dit beteken nou nie dat Josef altyd 'n baie maklike pad gehad het. Dit is die teensy van God se seëninge, dat hy mense gebruik dikwels ook ten koste van hulle self. Ek meen ons op die verder te kyk as die kruis om dit te verstaan, dat God se seëninge by ons uitgekom het ten koste van sy seun. Jesus moes sterf sodat ons God se seëninge kon ontvang. Josef het swaar gekry. Eers as 'n slaaf, later as 'n bandiet, sodat God hom in die regte posisie kon kry om sy seëninge by die hele wêreld te gelees uit te bring.
Soms is ons self, deel ons in God se seëninge, wat hy deur ons uitdeel. Soos uiteindelik met Josef die geval is, Josef word onderkoning, hy ontvang van die Farao 'n lys. Sy seuns Efraim en Manasse is nog gebore, sê ek ons het nie die hoofstuk gelees, maar daar staan sy seuns Efraim en Manasse is gebore nog toe voor die hongersnood gekom het. En Josef deel in God se seëninge wat hy vir ander wil doen en gee. Maar ons sien ook die ander kant in Josef se lewe dat Josef 'n prys betaal om God se kanaal te kan wees. As jy lees aan hierdie verhaal van die begin af lees, die Josef verhaal waarvan Genesis 37 af, dan moet ons dit nie lees as 'n storie van 'n soort as poeskertjie verhaal, nee, van hierdie arme ouetjie wat uiteindelik onderkoning word. Nee, alles is deel van die verhaal, maar dit is nie die punt van die verhaal. Kyk jy, as poeskertjie vertel hoe sy uiteindelik by die prins uitkom en hulle lang, en dan trou hulle en dan hulle lang en gelukkig saam is nie. Dis nie die Josef verhaal. Die Josef verhaal begin met 'n opmerking wat ons daaraan herinner dat hierdie verhaal nie oor Josef gaan nie. Want die skrywer vertel ons, hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Hoe sê hy dit? Hy sê, hier volg die verhaal van God se mense in hierdie wêreld. En hoe God deur sy mense besig is in hierdie wêreld. Hoe God met sy mense besig is, maar ook in die wêreld besig is. So dit gaan nie oor Josef, wat nou 'n koning geword het. Dit gaan om Josef, wat 'n bruikbare instrument in God self is. En as jy mens hierdie verhaal lees, dan herinner dit ons daaraan, dat dit nog altyd is, hoe God werk deur mense. Deur jou werk God. Om sy seëninge by ander te bring. So, ons word die kinders van die Here dat ons daarvoor ook kan sit en wag vir God nou vir ons gaan seën. Dit ons verwagting is, dan is dit slaan ons baas. Ons word kinders van die Here, sodat hy ons kan gebruik. Om vir ander tot seën te wees, soos hy vir Josef gebruik het. Dikwels gaan dit maar broekskeer. Ons het vandag gehoor hoe Josef praat van hoe hy daar in 'n gat sit, soos hy van die tronk praat. En dikwels is ons lewe ook nie maatskynlikloos nie. Ons verstaan ook nie altyd waarheen God met ons op pad is. Wat is sy plan dat hierdie ding met my gebeur? Of hierdie ding oor my lewe gekom het? Ons weet nie altyd wat agter die skerms gebeur. Dit is wat geloof inkom, wat ons sien nie altyd waarmee wat God se plan is en waar hy met ons op pad is, maar geloof vra dat ons hom sal vertrou, dat hy ons sal gebruik. Eendag as die Here weer kom om ons te kom haal, dan sal ons die eer ontvang. Sal ons ook kan hoor, soos daai mense waarvan Jesus vertel het, met sy profetiese rede oor die laaste oordeel, Matteus 25, waar die skaap en die bokke vir mekaar, mense geskryf op die skaap en die bokke, en dan sê die Here vir die gelowige
verskillend. Geestelike vrug, geestelike groei, mense wat op bekering kom, natuurlik dit ook. Here wil deur ons die evangelie by almal bring. Maar dis nie die enigste seëninge wat hy in hierdie wêreld deur ons wil bring. Dit raak ook aardse goed, wêreldse goed. In Josefs geval was dit kos. Deur Josef wil God vir mense kos voorsien. Daarom as mense sê baie keer, hulle wil graag vir Here werk, maar hulle weet nie wat om te sê nie, hulle tong word dik as hulle moet praat en getuig. Jy hoef nie eers altyd te getuig nie, jy kan getuig wat jy doen. Deur beskikbaar te wees in God se hand om sy hande en voete te wees, sodat hy God se teenwoordigheid, God se sorg vir mense kan bring. Nou is ons nie almal Josefs nie almal van ons het op die ou en die spesiale plek wat Josef in hierdie verhaal het. Party van ons is meer soos Josef se broer, wat maar op die agtergrond staan, wat sien hoe dat die een broer van hulle, wat hulle gedink het, glad nie dit moes gewees het nie, verhet word. Voordat dit gebeur. Party van ons plek is om in die agtergrond te staan. Maar dan moet ons onthou, God het met ons elkeen, hoe sê Paulus daar in 1 Korintiërs 12, ons is nie allemaal dieselfde nie. Ons is 'n liggaam met verskillende lede, ons is nie allemaal dieselfde nie. Een is ook, die ander in sy hart, die een is die voet, die ander een is die punt. Elkeen van ons het 'n plek. En al is ons rol in God se plan en nie so luisterryk soos wat ons gehoop het. Onthou dan, in die Josef verhaal gaan dit om Josef. Gaan nie om die broers. Het gaan om God wat sy seën by ander moet bring. In hierdie wêreld gaan dit nie om jou en my. Het gaan om God se eer. Ons rol is om deel te wees van die seëninge wat God uitdeel aan die wêreld. Party van ons doen dit met woorde, ander doen dit met ons dade, ander deur ons teenwoordigheid. Maar dit is God se roeping vir ons elkeen, dat sy seën, sy goedheid, sy sorg, sy liefde by ander kan hê. En daarvoor het hy vir jou en vir my nodig. Mag die Here ook in hierdie week vir ons daarvoor gebruik. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons elkeen op die naam ken. Soos U vir klein Lia en klein Nina op die naam ken. Dat ons deel van die plan vir hierdie wêreld kan wees. Here, dat U ook deur ons ander kan bereik. Hier is ons vanoggend voor U, Here. En ons meld ons aan. Gebruik vir ons. Laat die koninkryk ook deur ons kom. Laat die wil ook deur ons geskied. Laat die naam ook deur ons geheilig word. Deur ons woorde, deur ons dade, deur ons voorbidding, deur ons omgee, deur ons liefde. Here, maak vir ons instrumente in U hand. Dat hierdie wêreld
treetjie vir treetjie vir U gewen kan word. Here, ons kyk na die wêreld en dan is ons opstel om te sien hoe verkeerd dinge kan loop. Hoe ons laat 'n voorbeeld is van aftakeling en agteruitgang. Here, ons is ook hier in die land. U gebruik ons, Here, as deel van U oplossing vir Suid-Afrika. Ons wil graag deel wees van die seën wat U vir die wêreld beplan. Here, dan kyk ons na die wêreld en ons sien die stikkindheid en dan verlang ons dan na die wêreld sal heel word. Here Jesus het gesê, U kom weer en dan gaan U alles net maak. Dan bid ons saam met die kerk oor al die eeue heen, kom Here Jesus. Kom haastig. Ons verlang daarna om by U te wees. Vir hulle wat siek is. Hulle wat in die hospitale is. Operasies moet kry. Hulle wat treur oor een van die familie nie meer daar is. Here, dankie. Dat U teenwoordig is ook in ons diepste seer. En ons grootste stryd. Ons bid hierdie dinge in die naam van U Seun, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou afsluit met 'n vers uit die 487. Dit is 'n wederkomslied. Agterwakend op die mure sê my wanneer breek die dag. Ag, ons stel die lange ure tot die skemering van die dag. So 'n lied van verlange. Ons gaan nou nie met alles nie. Ons gaan net hierdie vers oorsing waar ons bid dat die Here sal voortgaan met sy reddingswerk en dat ons deel sal wees van die seëning wat hy wil uitdeel. Kom ons bly sit dan oordink ons hierdie woorde terwyl dan met ons. Dit is 'n gewerk met ons. gemeenskap van die Heilige Gees, ons voorspraak
bly by julle